Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn boodskap. Ons is by ons derde Sondag van Advent en ons fokus vir so 'n oomblik op vreugde. Psalm 1 sê dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Ek gaan vir ons die kers aansteek en dan vat ons 'n oomblik van stil gebed waar ons vir die Here uiteindelik vra om vir ons ook 'n nuwe stuk vreugde te gee in hierdie tyd van afwagting. Here, in hierdie tyd van afwagting dank ons U dat U vir ons kom vul met hoop, dat U ons kom vul met vrede en dat U ons kom vul met vreugde. En Here, ek bid spesifiek vandag vir die van ons wat voel dat ons vreugde gesteel is. Mag U ons opnuut kom vul. Here, as ons vandag tyd in die woord ook spandeer, laat U woorde nie net heilig wees nie, maar ook lewendig word in ons harte en in ons gedagtes. Kom verander ons van die binnekant af deur U woord en deur U Gees. In Jesus se naam. Amen. Ons kyk hierdie kwartaal en hierdie adventreeks so 'n bietjie na die gedagte van die vreemdeling. Die persoon wat aan die buiterande van die samelewing staan en 'n klomp verskillende Bybelverhale van mense wat in die rol van 'n vreemdeling was. En Theo het laasweek na die verhaal van Rut gekyk en ek is baie opgewonde om vandag so bietjie te kyk na die verhaal van Josef, maar ook van Juda, die oudste broer van Josef. En ons ken hierdie verhale goed, of hopelik ken ons die verhale goed. En as jy dit nie so goed ken nie, dan gaan ons so bietjie kyk na die rol wat Josef en Juda gespeel het in die boek Genesis in die Ou Testament, maar spesifiek ook watter rol Josef as vreemdeling gespeel het en uiteindelik Juda ook as vreemdeling in Egipte gespeel het. Ons teksgedeelte vir vandag kom uit Genesis 44 vanaf die 32ste vers en ek gaan so eentjie aanlees in hoofstuk 45 ook. Kom ons lees. Juda het verder gesê, ek het vir my pa gewaarborg dat die seun sal terugkom. Nou hy praat hier van Benjamin en Josef het gevra dat hulle vir Benjamin na hom toe bring, maar hulle het nog nie vir Josef herken nie. Ek het beloof, ek sal vir altyd by my pa in die skuld wees as ek die seun nie terugbring nie. Hou my daarom dan nou hier as meneer se slaaf in die plek van die seun, maar laat hy met sy broers teruggaan. Hoe kan ek sonder die seun by my pa aankom? Ek sal dit nie kan verdra om te sien dat so 'n smart hom tref nie. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het almal beveel om van hom af weg te gaan en daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend maak nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur
om lewens te red. Ons lees vandag tot sover. Nou hierdie is 'n fascinerende teksgedeelte en 'n fascinerende verhaal. Die verhaal van Josef is een van opbou en val in 'n gat, en opbou en val in 'n gat, en opbou en val in 'n gat. Die eerste keer wat Josef opgelig en opgebou word, is natuurlik waar sy storie begin. As hy gebore word, dan is hy sy pa se witbroodjie. Dit sê iets van Jakob, maar ons gaan nie nou daarop fokus nie. Maar Josef is sy pa se witbroodjie, want hy is sy oudste seun by Rachel, die vrou wat hy die meeste lief het, die een wat hy eerste lief gehad het. En Josef kry hierdie twee drome, dat sy broers voor hom gaan buig. Sy broers hou nie daarvan nie. Sy pa self sê vir hom, wat gaan met jou aan, dat jy hierdie drome met ons deel? Maar in dit is Josef onskuldig, want hy deel eenvoudig net die drome wat hy kry. Hy kon dit dalk bietjie meer sensitief gedeel het, of hy kon dit dalk eers net vir sy pa gesê het, voor hy dit vir al sy broers gesê het. Maar die punt is, hy is onskuldig in dit, dat dit is wat hy gedroom het, en hy kommunikeer dit, en die broers raak jaloers op hom. Miskien jaloers dat hulle nie soortgelyke drome kry nie, maar uiteindelik jaloers op die hele gedagte, gaan hulle regtig voor hulle jonger boetie eendag buig, is dit wat hy vir hulle sê. Maar nie net dit nie, sy pa, omdat Josef sy pa se witbroodjie is, maak sy pa vir hom ook hierdie pragtige kleed, en dit maak die broers jaloers. Jaloers tot op so 'n punt, dat sy pa, Jakob, stuur op 'n stadium vir Josef, na sy broers in die veld toe, om te gaan, die opdrag is, gaan gee vir hulle kos, maar hoor ook hoe gaan dit met hulle vrede, hoor hoe gaan dit met hulle shalom. En hy stuur vir Josef veld toe, en daarso gooi sy broers hom in 'n put. Hulle wil hom aanvanklik doodmaak, en dan besef hulle, maar as hulle hom doodmaak, kry hulle niks vir dit nie, so kom ons verkoop hom. So hulle verkoop hulle broer aanvanklik aan die Ismaeliete, en dan gaan Josef uiteindelik verkoop word na die Egiptenaars. So hy's opgehef deur die drome en die kleed, hy's in 'n fisiese put gegooi deur sy broers. Volgende toneel, hy word verkoop deur aan die Egiptenaars, deur die Ismaeliete, en hy beland in Potifar se huis. En hier word hy weer opgelig. Ons lees dat Josef getrou is, dat alles wat hy doen is suksesvol, en Potifar sien dit raak, en hy maak vir hom eintlik die tweede belangrikste in die huis. Ons lees self dat hy vir Potifar se vrou sê, "U man het vir my alles gegee in hierdie huis. Alles in hierdie huis is onder my beheer, behalwe u." Potifar se vrou, dis nie sy eiendom nie, en daarom doen hy uiteindelik die regte ding, deur nie vir haar lokval te val nie, of sy bring natuurlik 'n stuk versoeking oor sy pad. So hier word Josef weer opgelig, en hy word tweede belangrikste in Potifar se huis. En dan val hy weer, maar dis nie sy skuld nie, hy is onskuldig in dit. Hy val in 'n gat in die sin van, dat hy word mislei deur Potifar se vrou. Sy is jaloers op hom in 'n manier, en sy vat sy kleed, gryp sy kleed, en sê vir haar man, hierdie man wou my seermaak, hy wou my skade aandoen. En dan word Josef in die tronk gegooi, in die Farao se tronk gegooi. En daar is hy weer in 'n put. So hy is nou al 2 keer opgelig, en 2 keer in 'n gat ingegooi. En in 'n stuk moedeloosheid, in 'n stuk donker, in 'n stuk depressie in. Maar selfs daar in die tronk, word hy alweer opgelig. Ons kom baie vinnig agter, dat selfs die wagte in die tronk kry respek vir hom. Hy word in beheer gesit van baie van die ander mense wat in die tronk is. En daar word 2 drome gedroom. Die bakker en die skinker droom 'n droom, en hy lê dit nie vir hulle uit nie. Hy sê baie duidelik vir hulle, dit is nie ek wat drome uitlê nie, maar die uitleg van drome behoort aan die Here. So die Here lê dit deur Josef uit. En die een is goeie nuus, en die ander een is slegte nuus. Maar al wat Josef vra vir hierdie skinker, is, ek het jou droom uitgelê, maar onthou my. Onthou my as jy terug is daar in die Farao se paleis. Maar die skinker vergeet.
Die skinker vergeet en so nonchalant sê Genesis vir ons, 2 jaar later het die farao 'n droom. So vir 2 jaar sit Josef nog hier in die tronk, in 'n gat. Hy's weer opgehef, maar dan besef ons hy's weer vir 2 jaar is hy nog steeds in hierdie tronk. Dan het die farao natuurlik 2 drome en ons onthou hierdie drome van die 7 vetkoeie en die 7 maarkoeie en die 7 vetkoringare en die 7 maarkoringare. En dan onthou die skinker, o ja, daar's hierdie man in die tronk wat drome kan uitlê. En dan gaan halffarao vir Josef, hulle doen 'n klomp goeders. Hulle skeer hom, hulle trek vir hom nuwe klere aan, hulle maak hom reg om die farao te sien. En dan gebeur dieselfde ding, dat hy sê, dis nie ek wat die drome uitlê nie, dis die Here wat die drome uitlê. En hy lê dan die drome uit, en hy sê vir die farao, hierso gaan 7 goeie jare wees, maar na hierdie 7 goeie jare, kom daar 7 maar jare. 7 jare van hongersnood. So as ek jy is, farao, as ek u is, dan stel ek iemand aan, iemand wat administratief goed is, iemand wat kos bymekaar kan gaar, dat ons onsself kan voorberei vir hierdie 7 jaar van hongersnood. En dan kan ons dalk selfs nog geld uit die ander nasies rondom ons maak, deur kos te verkoop aan die ander nasies. En dis presies wat gebeur. Farao sê, okay, maar jy lyk soos die regte man vir hierdie werk, en daar word Josef weer opgehef. En hy word opgelig, en uiteindelik is hy die 2de belangrikste man in die hele Egipte. Hy kry 'n Egiptiese vrou, hy kry 'n Egiptiese naam, en sy naam beteken iets in die lyn van 'n Egiptiese seun, wat vir ons met klokkies lui aan Abraham se belofte. Jy sal 'n seun wees vir alle nasies, en hier is Abraham se nageslag besig om 'n seun te wees vir 'n ander nasie, vir die Egiptenare. Sy naam word Egipte se seun. En hy begin kos bymekaar maak. En daar staan geskrywe dat hy so baie kos bymekaar gemaak het, dat hy het ophou rekord hou van hoeveel kos hy bymekaar maak. En hy's 2de belangrikste in Egipte. Uiteindelik slaan die hongersnood, en sy broers in Kanaan en sy pa in Kanaan ly honger, en hulle pa Jakob hoor, daar is kos in Egipte. Natuurlik dink hulle pa dat Josef al die jare al oorlede is, en hulle gaan om kos te gaan kry in Egipte. Maar as ons eers daar stil word, daar's hierdie ander karakter wat so insetsel in die middel van hierdie verhaal het, en dit is die karakter Juda, dis die oudste seun. Nou, hy het nogal 'n groot rol gespeel in die verwerping van Josef, die jaloesie teenoor Josef, en in dieselfde asem die feit dat Josef uiteindelik verkoop is. Reuben is die een wat gesê het, nee julle, ons kan nie hierdie doen nie, maar Juda het uiteindelik as oudste seun, is hy die een wat gesê het, nee, kom ons gooi hom in die put, nee, kom ons verkoop hom. So Juda is nie 'n baie goeie karakter in die begin van hierdie verhaal nie. En ons kry hierdie een hoofstuk in van Juda en Tamar, en ek gaan nou nie in al daai detail ingaan nie, maar Juda se eer word daar seer gemaak. Hy sê dit ook reguit, hierdie vrou Tamar is meer eerbaar as wat ek is. Sy het die regte ding gedoen, ek doen nie die regte ding nie. En dan gaan die jare verby, die hongersnood kom, hulle pa stuur hulle Egipte toe. En dan kom hulle in Egipte, en Josef vermom homself sodat hulle hom nie kan herken nie, maar hy herken hulle dadelik. En vir 'n oomblik moet ons onsself net in Josef se skoene insit. Hy het sy broers vir jare nie gesien nie. Sy jongste broer Benjamin, wat die enigste broer is van sy ma Rachel, is nie daar nie. En Josef begin 'n reeks toetse, wat eintlik baie simmetries en simbolies is, van dit wat hulle aan hom gedoen het. Om uiteindelik uit te vind of hierdie broers nog dieselfde is, en of hulle dalk 'n diep hartsverandering beleef het in die afgelope klomp jaar. Maar hy was 17 toe hy weg is, hy is omtrent 30 toe hulle daar aankom, so dis 'n goeie 13 jaar later. En Josef begin die eerste toets deur te sê, maar
julle kan kos terugvat, maar julle moet julle jongste broer saambring, maar dan gaan sit hy die geld terug in hulle sakke, en soos wat hulle teruggaan, dan besef hulle hierdie geld is in hulle sakke, hulle moes een van hulle boeties daarso gelos het, so dit is 'n absolute refleksie van wat hulle met Josef gedoen het. Hulle het hulle broer verkoop, hy's weg, en hulle het geld daarvoor gekry. Met die eerste toets moes hulle een broer daar gelos het in Egipte, en hulle het geld daarvoor gekry, alhoewel hulle onskuldig was hierdie keer, hulle het nie geweet hulle kry die geld nie. En as hulle dit agterkom, dan sê hulle, wat het die Here gedoen? Maar dis nie die Here nie, dis Josef. Josef het dit aan hulle gedoen. Hulle gaan terug en hulle vertel vir hulle pa alles wat gebeur het, maar nou is die een seun nog daar in Egipte, en die kos raak op, en hulle pa sê, wat sit julle net hier, gaan kry weer vir ons kos, en dan sê Juda, pa, ons kan nie teruggaan nie. Ons kan net op een voorwaarde teruggaan, en dis wat hierdie man vir ons gesê het, en dit is as Benjamin saamkom. En hulle pa weier aanvanklik en sê, daar's nie 'n manier nie, ek het klaar vir Josef verloor, ek kan nie bekostig om hierdie een ook te verloor nie. En uiteindelik stem Jakob in, en Benjamin gaan saam met hulle, en daar is weer 'n toets wat gebeur. Hulle kom met 'n klomp offers, kom hulle na Josef se huis toe in Egipte, en dan vra hy vir hulle 'n vraag wat vir ons ore moet weer klink, is hy vra vir hulle soos wat hulle aan tafel sit, hoe gaan dit met julle shalom? En dit weer klink van toe hy 17 jaar oud was, toe sy pa vir hom gesê het, gaan na jou broers toe in die veld en vra vir hulle, hoe gaan dit? Geef hulle kos en vra vir hulle, hoe gaan dit met hulle shalom? En hy vra aan tafel vir hulle, hoe gaan dit met julle vrede? Het julle vrede in julle hart? En hulle begin gesels, maar hy sit nog 'n toets voor hulle, en dit is dat hy vir Benjamin gee hy 5 keer meer kos en dinge as vir die ander broers. Amper asof hy wil toets of hulle weer gaan jaloers word op hierdie ander broer, hierdie ander kind van Rachel, en of hulle weer gaan reageer daarop. Maar daar is geen reaksie nie, daar's nie jaloesie nie, hulle raak nie ontsteld nie. En vir die eerste keer kan Josef iets agterkom van dat hierdie broers het verander, dat iets binne in hulle gebeur. En hulle gaan weer terug, of hulle is veronderstel om weer terug te gaan Kanaan toe, maar dan sit hulle Josef se beker, dan plant Josef sy beker via een van sy diensknegte in Benjamin se sak. En dan vang hulle op pad terug Kanaan toe en sê, maar een van julle het ons meester se beker gesteel, en hulle sê, ons het nie, regtig, ons is getroue, eerbare mense. En dan deursoek hulle die sakke van oud tot jonk, en uiteindelik kry hulle dit in Benjamin se sak. Natuurlik is hy onskuldig in die hele proses. En dan word hulle teruggevat na Josef toe. En dis waar ons hierdie teksgedeelte kry waar ons vandag gelees het. Waar Juda, die oudste broer, die een wat sy eie broer verkoop het, die een wat sy eie broer wou doodmaak, die een wat vir sy pa gejok het en gesê het, Josef is oorlede, die wilde dier het hom doodgemaak, kyk, hierso is sy kleed. Die een wat omtrent al hierdie gemors veroorsaak het, of ten minste as oudste broer goedgekeur het en toegelaat het, stap na Josef toe, hy weet nie dis Josef nie, maar hy stap na hom toe en hy sê uiteindelik vir hom, jy kan nie vir Benjamin vat nie, ek kan nie hierdie aan my pa doen nie, hy het klaar sy een seun verloor, vat my eerder. En in daai oomblik besef Josef, dat hierdie broers van hom se karakter het verander. En dis in daardie oomblik wat Juda eintlik homself opoffer, wat vir ons 'n beeld is van wat uiteindelik kom. Ek wonder of jy al ooit hieraan gedink het, maar Josef is die hoofkarakter, maar as jy kyk na die geslagregisters, dan is Juda se naam daarso. En dit is die geslag van Juda, die bloedlyn van Juda, wat uiteindelik lei na die Messias toe. Dis waar Dawid ook uit die geslag van Juda uitkom. En hierdie twee karakters, Josef
en Juda vorm eintlik 'n eenheid. Josef in sy getrouheid tot die Here. Daar's hierdie versoeking wat ons aan die begin kry met Potifar se vrou, waar anders as Adam en Eva wat val vir die versoeking, sê Josef, maar ek gaan nie hierdie vat nie. Dit lyk baie lekker, maar ek gaan nie. En is asof ons in hierdie teksgedeelte leer, maar as ons die Here vertrou en getrou is, dan kan hy nasies red, as ek en jy net in die klein dinge getrou is. Juda kom, en nadat hy 'n klomp gemors aangevang het, kom hy, en hy sê eintlik, ek gee my lewe in die plek van my broers in. Vat my eerder, los vir Benjamin. En so word hierdie twee karakters 'n beeld van iets van die Messias, iets wat gaan kom. En Josef kan na hierdie opoffering van Juda, kan hy dit nie meer hanteer nie, en hy bars uit in trane, en uiteindelik sê hy vir hulle, ek is Josef, ek is julle broer, leef pa regtig nog? En vir 'n oomblik net jouself in daardie verhaal inleef. Ek dink spesifiek vandag aan soveel van julle, soveel van ons wat kinders, kleinkinders, broers, susters, oupas, oumas, paas, maas het, wat vreemdelinge in 'n ander land is, wat geëmigreer het, wat bly in Australië, en Nieu-Seeland, en Nederland, Kanada, Engeland. En daar is hulle vreemdelinge. En hoe die plekke waar baie van ons familielede leef reg oor die wêreld, baie keer maar plekke is wat eintlik weg van die Here afgedryf het. En ek wil vandag 'n gebed doen saam met jou, vir ons vriende en familie wat in plekke bly waar die Here amper half deel van die geskiedenis is, waar die verhaal van Jesus eintlik maar net 'n oulike kinderstorie geword het. Dat hulle Josef se getrouheid sal hê, dat hulle Judas se opofferende bekering sal hê, verandering sal hê, en dat hulle getuies vir Jesus Christus sal wees daar waar hulle beweeg. So ek bid vir jou en jou familielede wat vreemdelinge in 'n ander plek is. En ek bid in dieselfde asem ook vir die vreemdelinge wat oor my en jou pad kom in hierdie week, in hierdie maand, in volgende jaar. Dat die Here ons ook sal oopmaak om hulle raak te sien as die beeld van God wie hulle is. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat U ons uitnooi om vreemdelinge raak te sien, om vredemakers te wees. Here, ons bid dat die bekering van Juda binne in ons sal wees en gebeur. Ons bid dat die vertroue en getrouheid van Josef binne in ons sal wees en groei. Here, ons bid vir ons familielede wat in ander lande bly. Lande waar U baie keer glad nie meer 'n prioriteit is nie. Here, kom bid ons en vra ons. Sal U in Jesus se naam ons familielede veilig hou. Ons familielede naby aan U hou. En hulle ook getuies maak van U goedheid en van U evangelie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou seën. En mag die Here jou in hierdie week gebruik met wie ook al oor jou pad kom. Die Here sal jou seën en jou beskerm. En die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.